Goeiemôre. Jy luister na die 30ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om sein te verloor. As jy nie kans gehad het om die vorige 2 of 3 oordeenkings te luister nie, sal dit nogal baie help as jy eers daarna luister, want vanoggend se oordeenking bou daarop voort. Driehoeksmeting help ons om ons eie posisie en plek in die lewe te bepaal. In ons navolging van Jesus word my eie plek in die lewe bepaal met die 2 vaste bekende punte van God en ander mense. Die Grieke en Romeine moes dit nie maklik gehad het nie. Hulle het in soveel verskillende gode geglo. Ek dink nie hulle het 'n idee gehad watter een van die gode moes wanneer aanbid word vir watter oriëntasiepunt nie. Een God vir reën, 'n ander God vir liefde, nog 'n God vir werk, 'n ander een vir oorlog, ensovoorts. Net vir ingeval het hulle selfs 'n God gehad met die naam onbekende God, soos Paulus dit uitwys in Handelinge 17 vers 22. Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Kan jy jou dit indink hoe verwarrend dit moet wees? Totale disoriëntasie. As Christene glo ons dat daar net een ware God is. Ons het die kosbare geloofsbelydenisse wat ons oriëntasiepunt bly, bondige samevattings van wat die woord van God ons leer. Ons sal nog in die toekoms verder hieroor praat, want hoe ons God ken, lê nie altyd haaks met die volle waarheid van wie God is nie. Om die waarheid te sê, al die teoloë van die verlede het in diepe ootmoed bely. God is die gans andere. God is altyd meer en groter, en miskien moet ons ook nederig bely, in 'n mate dikwels ook anders as hoe ons oor God dink. Daar syfer soms ongemaklike leuns en wanvoorstellings deur in ons geloofsoortuigings. En selfs al is dit hoe suiwer en rein, kan dit nie volle rekenskap gee van die almagtige God nie. Ons klein breintjies kan God nie omvat nie. Nogtans het ons dit makliker, want ons glo daar is net een God, en God is ons belangrikste oriënteringspunt. Uit God spruit die ander 2 oriënteringspunte voort, van wie ek is en wie ander mense is. Wat ons oriënteringspunt betref van ander mense, kan 'n mens dit dalk voorstel met 'n belangrikheid wat in konsentriese sirkels verstaan word. Nie alle mense is ewe belangrik in ons oriëntasie nie. Ja, die mense by jou werk het waarskynlik 'n groot invloed op jou lewe, maar minder so as jou huismense. Die samelewing het 'n groot impak op ons lewens, maar ons gemeente speel waarskynlik 'n belangrike rol. Vir party sal familie 'n geweldige belangrike rol speel, maar vir ander is vriende dalk weer belangriker. Nie alle oriëntasiepunte van mense is ewe belangrik in ons lewens nie. As 'n kollega weggaan, byvoorbeeld, mag jy moontlik 'n bietjie ontsteld wees daaroor, maar nie op dieselfde manier as wanneer jou kind die huis verlaat nie. Dit hang seker af hoe opstandig of hoe oud hulle was op daardie punt. Met die metafoor van driehoeksmeting in gedagte, mag dit wees dat ons rigting en plek in die lewe verloor. Dit kan op 3 maniere gebeur. Wel, my geloof in God kan wankel. Dit is ook moontlik om 'n mens se geloof te verloor. Tweedens, ons kan natuurlik ook onsself verloor. En dan is daar 'n verlies aan 'n ander. Kom ons praat verder oor die laaste instansie. Dit kan wees dat iemand vir wie ek baie lief is, wat vir my baie beteken in my lewe en 'n oriënteringspunt is, weggaan uit my lewe. Dalk deur egskeiding, 'n verhouding wat opbreek in die geval waar iemand nie getroud was nie, 'n ouer wat na 'n versorgingseenheid toe moet gaan, 'n
kind wat weggaan om te studeer, of wegtrek Kaap toe, of erger nog, emigreer. Ons sal volgende week praat oor die grootste disoriëntasie, die dood van 'n geliefde. Wanneer daar natuurlike prosesse in die lewe gebeur, soos 'n kind wat wegtrek, of selfs 'n ouer wat na 'n huis toe moet gaan, hoewel dit diep ontstellend kan wees en dit 'n groot impak op jou lewe kan maak en jy vir 'n tyd gedisoriënteerd is, werk mense, en dis my ervaring en my waarneming daarvan, redelik goed daardeur, veral as sulke mense omring is deur goeie vriende, 'n geloofsgemeenskap en 'n vaste vertroue in God het. Dit help as jy iemand het wat ook daardeur gegaan het, wat hulle belewennisse met jou kan deel en na jou kan luister in jou worsteling daarmee. 'n Mens verlang, jy is ontsteld, dalk het jy skuldgevoelens, veral wanneer 'n ouer na 'n huis toe moet gaan, maar mense werk dit vir hulle self redelik goed uit. 'n Gesprek met 'n vriend, sielkundige, predikant en ander wat daardeur gaan, is gewoonlik weer 'n proses wat 'n mens help om weer oriëntasie te vind of heroriëntasie te vind. In die geval waar 'n lewensmaat ontrou is, of in die geval van 'n egskeiding, val so 'n oriëntasiepunt op dramatiese wyse weg. Jy kan jou posisie nie meer bepaal soos voorheen nie. Jy staan dalk fisies nog op dieselfde plek, maar is net nie meer dieselfde nie. Dit het dikwels ook 'n domino-effek. Mense beskryf dit met stellings soos, ek weet nie meer wie ek is nie. Ek weet nie meer waarheen ek op pad is nie. Ek weet nie meer waarvoor ek leef nie. Ek voel soos 'n vreemdeling in my eie vel. Dit mag wees dat so 'n verlies aan vertroue in een persoon 'n vertrouensverlies beteken vir almal om jou. Die verlies aan koördinate word vererger wanneer dit ook twyfel in God se goedheid, of teenwoordigheid, of nabyheid meebring. Dit voel vir jou of jou GPS sê, signal lost. Ek wil vir 'n oomblik langer by hierdie punt staan. Wanneer jy verraai word deur 'n geliefde, of jy deur 'n egskeiding gaan, beteken dit dat jy al 3 jou oriëntasiepunte, al is dit tydelik, mag verloor. Dit voel of God weg is, jou dalk in die steek gelaat het, of jy teen die plafon vasbyt. Skielik voel jy 'n vreemdeling in jou eie vel en tussen ander mense. Troostwoorde soos, jy moet net nou sterk wees, alles sal regkom, die son sal weer skyn, alles gebeur met 'n rede, is soos om 'n oop wond met 'n pleistertjie te probeer behandel. Ja, ander mense mag dit goed bedoel, maar maak geen fout nie. Ontrou en egskeiding kom baie naby aan die belewenis van die dood. 'n Rouproses het aangebreek. Natuurlik is hierdie 'n te kort oordeenking, totaal en al onvoldoende, om eers te probeer vertroosting bring. Maar soms, net soos wat 'n klein drukkie op die regte tyd groot waarde het, kan 'n klein boodskapie veel verder strek. Selfs al kan daar net vir 'n oomblik 'n bewussyn by jou aanbreek, dis nie signal lost nie. Al voel jy verlore, is jy nie op 'n plek van totale disoriëntasie nie. God gee vir ons 'n belofte dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Die een persoon wat my baie gehelp het om verlies en trauma te verwerk, is Walter Bruggeman. Hy was 'n Bybelkenner en 'n geliefde Christelike skrywer. Bruggeman het agtergekom dat gelowiges se lewe in die Bybel dikwels 3 herhalende patrone tentoonstel. Daardie patrone of daardie prosesse beskryf hy dan as oriëntasie, disoriëntasie, heroriëntasie. Met oriëntasie bedoel hy, jy stap jou lewenspad op 'n bepaalde manier. Jy's gelukkig. Jy's omring deur mense wat vir jou lief is. Jy glo in God op 'n sekere manier.
en jy verstaan jouself op 'n sekere manier. En dan kom daar 'n oomblik in jou lewe van disoriëntasie. Dit kan wees dat die manier hoe jy oor God geglo het, uitgedaag word. Jou verhouding met ander mense, jouself, 'n ramp gebeur, trauma kom in jou lewe, verlies, pyn, smart, siekte, noem dit. Dit is die plek van disoriëntasie. Dikwels in die Ou Testament word dit meegebring deur oorloë en deur vyande. Maar op die plek van disoriëntasie kan jy nie teruggaan na waar jy voorheen was nie. Die pad loop nie terug nie, maar vorentoe. En uiteindelik, dit sien ons oral in die Bybel, kom daar ook 'n tyd van heroriëntasie. Met heroriëntasie bedoel hy dat jy weer jou rigting vind. Dit mag wees dat jou hart nog seer is, mag wees dat die wonde van die verlede nog rowe op het en jy moet nog herstel, maar jy kan weer jou pad vind. Jy begin weer die son sien. Jy begin weer mense vertrou. Ja, jy het deur diepe transformasie gegaan. Dalk dink jy nou anders oor God. Maar gewoonlik is daardie gedagtes oor God breër, meer verruim. En dit mag wees dat jy iemand nuuts ontmoet, nuwe vriende maak. Jy kyk terug en jy dink, ek kan nie glo ek was in so 'n donker gat nie. Ek het nooit gedink ek gaan daar uitkom nie. Maar daar het weer 'n heroriëntasiepunt in jou lewe gekom. Maandag praat ons verder hieroor. Quinn Sher het gesê, 'n hartseer gebed is 'n vorm van heling. Kom ons bid saam. Ons gebed kom vanoggend uit die Groot Gebedeboek. God van liefde, ek aanbid U. U hou aan vorm aan die wederstrewige klei van my lewe. Uit die chaos van my dae skep U harmonie en vrede. Here, ek verwonder my oor U. God van liefde, ek aanbid U. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.